Lekker vir die thee. En ja, vanoggend gesels ons oor die rol van 'n vrou. Ek het regtig 'n verwagting dat die Here ons kragtig gaan aanraak, nie net die vrouens nie, maar ook die manne. Laasweek, as jy nie hier was nie, het ons met die manne gesels. Ek het 'n opname van dit as jy dalk daarna beluister. Maar ja, kom ons sing uit volle bors uit. Kom ons aanbid die koning van konings. Hierdie gaan nie oor 'n mens nie. Jy's nie hier om ietsie af te tik van 'n Sondaglysie nie. Jy's nie hier om 'n mens te aanbid nie. Jy's nie hier om iemand tevrede te stel nie. Jy's hier want jy het 'n ontmoeting met die koning van konings. So kom ons staan op en dan sing ons lekker saam. Wie begeer, wie is er begeer, wie is die begin en die einde een wat is, as wat kom. My hart wil sing, alle eerlijk bring. Ja, hy is die weg en waarheid, daar is iemand soos hy. So lig jou aan en dan woord, sing halleluja, Here hallo, halleluja, ons koning kom, lof sy heilige naam. Lig jou aan en dan woord, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom. Elke tong sal getuig, ja, die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou aan en dan woord, sing halleluja, Here hallo, halleluja, ons koning kom, lof sy heilige naam. Lig jou aan en dan woord, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal nie volkom bly? Maar is hier ruimte op die bidberg, hy kom vir jou en my. So lig jou aan en dan woord, sing halleluja, Here hallo, halleluja, ons koning kom, lof sy heilige naam. Lig jou aan en dan woord, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou aan en dan woord, sing halleluja, Here hallo, halleluja, ons koning kom, lof sy heilige naam. Lig jou aan en dan woord, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing. And all my life you have been faithful.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kom ons verklaar your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, cause all my life, cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Ek voel net ons moet weer hierdie brug herhaal wat sê, your goodness is running after me. Dalk voel jy dit nie vanoggend nie. Dalk is jy so 'n bietjie moedeloos en sê, Here, ek het nodig om hierdie te glo. So kom ons sing dit net, verklaar dit. Sy vyand gaan sit in die hoek in die naam van Jesus, want ek verklaar my God se goedheid hardloop voor my uit in die naam van Jesus. En dit hardloop agter my aan, is langs my, want ek is 'n kind van die Allerhoogste. So kom ons sing dit sommer net weer. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. We're singing, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Koragtig jy net sommer diep in jou hart kyk en sê, Here, vergewe my as ek van my geloof net nog 'n tiklysie gemaak het. Ons kom terug, Here, na dit wat belangrik is. Dat U op ons lewe se troon sit, Here. Dat U op ons harte se troon sit. Want daar is niemand soos U nie, Here. En dan binne mag nie gaan oor dit wat ons as mens dit maak nie. Daarom kom ons net weer vanoggend en ons kom sê vir U, Here, it's all about you. Never about us, but all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Here, ons bring sommer net ons self vanoggend in. Ons kom verklaar weer, ons gee oor. Here, ons moet dit so baie doen. En ons kom doen dit weer opnuut vanoggend en kom sê ons gee oor. Wat dit ook al is wat ons nou dink, wat dit ook al is wat ons nou voel, ons kom gee dit oor. En die Koning van Konings. Geen meer pretensie nie, ek staan nou hier voor U net soos wat ek is. En geen meer terughou nie, ek loop nou saam met U, ek gee oor aan die Heilige hier in die leer van my lewe, gee ek oor, ek gee oor, en ek gee U my eerste, my laat.
sing vir U met alles wat ek is. En nie meer wegkyk nie, ek hou my hoop en ek gee oor aan die Heilige Here, die Redder van my lewe, gee ek oor. Ja, ek gee oor. En ek gee my eerste, my laaste en my beste, gee ek oor. Ek gee oor. Ek is vry, ek is vry, ek kan beweeg, in die lig kan ek nou leef. Ek is die Heilige Gees oorgegee. Ek is vry, ek kan beweeg, in die lig kan ek nou leef. Ek is die Heilige Gees oorgegee. Aan die Heilige Here, die Redder van my lewe, gee ek oor. Ek gee oor. Aan die Heilige Here, die Redder van my lewe, gee ek oor. Ek gee oor. En ek gee my eerste, my laaste en my beste, gee ek oor. Ek gee oor. Gee ek oor. Ek gee oor. Ja, gee ek oor. Ek gee oor. Net waar jy staan, sê net Jesus, ek gee oor. Ek gee oor. Ja, gee ek oor. Ek gee oor. Gee ek oor. Ek gee oor. Dankie Vader, dat ons vanoggend kan kom verklaar dat alles van U behoort. Dankie dat ons veilig is vanoggend. En ek bid Vader dat soos ons nou alles oorgegee het en die grond voorberei het, Vader, dat hierdie woord nie op grond sal val waar daar disseltjies is en 'n klomp dorings en waar voëls dit kan kom oppik, maar dan waar die Heilige Gees dit kan water gee. Dat elke hoor. Kom maak ons geestelike ore oop, Vader. Kom maak ons geestelike oë oop om vanoggend te kan hoor wat U vir ons sê. In die naam van Jesus. Amen. En amen. Alright. So, ons is in 'n beskikkelike lekker reeks genaamd Veg vir jou gesin. As jy laasweek nie kon bywoon nie, ons het laasweek lekker met die manne gesels en ek dink dit wat die Here kon doen het was mooi. Alhoewel dit dalk so 'n bietjie konfronterend kon wees, weer so 'n bietjie in jou hart gekyk het, selfs ons vrouens, dink ek die Here is besig om mooi te maak. Maar vandag gesels ons oor die rol van die vrou. En ek is so dankbaar om 'n klomp vrouens ook vanoggend hier te sien. Ek dink die manne het hulle teruggesleep
en gesê, hey, jy kom terug vandag, ek het die laaste Sondag alleen gehoor, jy kom hoor ook vandag. En ja, ek besef nie, dit is so belangrik. So net 'n vinnige recap, hoekom gesels ons oor hierdie reeks? Nehemia 4 vers 14, ek lees vir die boodskap, hy het sê, ek het gesien dat die mense benoud was. Daarom het ek hulle leiers en amptenare bymekaar geroep en vir hulle gesê, moenie vir daardie slegte mense bang wees nie. Dink eerder hoe asemrowend groot en magtig die Here is. En dan hierdie vers wat ek wil hê met bold highlight in jou woord, waar ook al jy dit neerskryf dalk, veg dan met alles in julle vir julle families en julle huisgesin. Nehemia sê vir die volk van Israel, veg dan met alles in julle vir julle families en julle huisgesinne. So familie, as jy dit nou nog nie geweet het nie, as jy dit laasweek nie gehoor het nie, ek en jy is in 'n oorlog. En wanneer ek en jy 'n kind van die lewende God is, dan het jy net so groot target op jou rug. 'n bullseye wat die vyand probeer tref. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan nie vir jou 'n break gee nie. Hy gaan vir sy ag is okay, hierdie week gaan ek jou so 'n bietjie laat rus nie. Hy is full on agter jou aan. En hier's die ding. Hy is full on agter alles en almal wat vir jou lief en dierbaar is. Almal wie vir jou lief en dierbaar is, wil hy uit die pad uithaal en wil hy verwoes. En hoor mooi volgende, ek gaan weer dit volgende vir jou sê. Jou huweliksmaat is nie die vyand nie. Die tiener in jou huis wat moody of ongeskik is, of nie wil leer vir eksamen nie, is nie die vyand nie. Die toddler wat cheeky is nie die vyand nie. Alhoewel die vyand graag so wil hê. Laasweek het ek gesê, my skoonma is ook nie die vyand nie. Hoor mooi volgend, jou skoonma is nie die vyand nie. Familie, Genesis kom die Here. Hy stel huwelik in, en dan aan die einde van Genesis 2 kom Adam en Eva, en die Here stel hierdie huwelik in. En wie arriveer? Die vyand. Guess who enters the chat? Ek dink as al WhatsApp was, het die Here gesê, hier's Adam en Eva, hulle het sopas getrou, kom ons wens hulle geluk, en hier enters the chat, die vyand. Bam, bam, bam. Okay, so die oomblik wat jy in die huwelik intree, arriveer die vyand. En jou huwelik en jou gesin is sy nommer 1 aanvalstarget. Eerste kom die huwelik, en dan kom die oorlog. Ek dink julle wat in die huwelik is, sal kan getuig. Sê alles was maanskyn en rose voor die tyd. Jy kan nie wag om by hierdie persoon te wees nie. Jy laat val 'n battery van 'n trailer af. So verlief is jy. Jy kom nie eers agter die battery val af nie. Jy kan nie genoeg by mekaar wees nie, en dan wanneer jy trou, dan wil jy nie meer so graag by die persoon wees nie. Dan is dit nie meer so lekker. Soos wil iemand hom nie kom haal vir 'n braai of ek weet nie, maar hy moet nie meer hier wees nie. So nommer 1 gaan ons dan nou gesels oor die vrou. Ek het 'n paar punte as jy wil notas maak. Kom ons gesels. Want laasweek het ons mekaar gesê die man is ons hoof. Ons het baie duidelik gesien, ons het gesien hy bepaal die rigting, hy's die kop, daar waar die kop gaan, daar gaan die familie. Dit wat hy bepaal is wat gebeur. Of ek en jy nou daarvan hou as vrou of nie, dit gebeur. En die man se grootste uitdaging is om passief te wees. Want waar was Adam toe Eva daardie vrug geëet het? Hy het passief langs haar gestaan, terwyl hy sy stasie moes beman het, terwyl hy vir haar moes veg. So vanoggend, vrouens, wat verwag die Here van my en jou? So jy het nou gehoor, jy is nie die hoof van die huis nie. Jy het ook vir 'n oomblik so gedink, dat dit dalk so 'n bietjie wanorde in jou huis veroorsaak, maar wat is ek dan? Wat het die Here my as gemaak? So die eerste hoofopskrif wat jy kan skryf is, die Christelike vrou is die helper. Genesis 1 vers 27 staan, God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. So dit is my belangrik om weer vir jou vanoggend te sê, die Here het ons gelyk geskep. So ons is beide ewe in ons waarde voor God. Maar in ons rolle is daar 'n massiewe verskil. So hoor mooi vanoggend vrou, as jy die woord helper hoor, moet jy nie hoor minderwaardig nie.
Want is ongelukkig wat die wêreld kom doen het. Hy het jou laat glo dat as jy daai woordjie hoor, ag, minderwaardig, ek is maar net die vloerlap. Dit sê nie dit nie. Gelyk in hulle waarde voor God, maar in hulle rolle baie verskillend. Anders sou jy net gesê dat hulle manlik geskaap het. Maar manlik en vroulik, want ons het doel met dit. So die Here se opdrag aan beide man en vrou. So hoor, ek praat met beide man en vrou. Genesis 1 vers 28 sê, toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kry. So die Here sê vir man en vrou, geniet mekaar, vermeerder saam, bewoon en bewerk saam, heers saam. Maar dan in Genesis 2 wys hy baie duidelik die rolverdeling. Genesis 2 vers 18 sê, die Here God het ook gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak as sy gelyke. Hoe mooi is dit? 'n Helper, maar as sy gelyke. So vanoggend moet ons weer hoor, ons is nie almal ewe goed in dieselfde ding nie. Okay? As jy vir my sê jy kan letterlik alles doen, dink ek jy jok so 'n bietjie en gaan jy moet bietjie selfondersoek instel. Want ons het nie 2 linkerhande nie, ons het 1 linkerhand, 1 regterhand. God het ons geskep met unieke sterkpunte en unieke swakpunte. So man en vrou komplementeer, nie kompeteer nie. Vanoggend moet jy dit vasbrand in jou hart. Ons kompeteer nie, ons komplementeer. Ons is gemaak om mekaar te komplementeer in 'n eenheid. So God het ons so geskep dat die man die rol as hoof vervul en ons die helperrol. Nou wanneer ons vrouens hoor hierdie helper, dan dink ons, ek is die vloerlap, ek weet nie, daar's hierdie simpel grappie wat sê, wat, die vrous, die klein voetjies, want wat, dit moet agter die wasbak inpas en agter die stoof inpas, of so iets, ja, kan nou nie lekker daai hoor nie. So die vyand het dit so reg gekry om ons rol so af te maak, dat ons hierdie innerlike ding begin glo het, ek is minder, soos ek die woord helper hoor, dan wil ek al iets oorkom, want wat beteken helper nou eintlik? Is ek nou maar net, ek sê vloerlap, ek is nou maar net die ma van sy kinders, ek nou maar maak nou maar net kinders groot. So ons het ongesonde denkwyses begin aanleer. Ons het geglo, ons sê, geen man sal my ooit beheer nie. Ek weet nie of jy al gehoor het nie, maar baie vrouens gee mekaar die raad, luister nie, jy laat geen man, laat hierdie tannie jou nou vertel, jy laat geen man jou beheer nie, verstaan jy vir my? Jy is onafhanklik, jy het nie 'n man nodig nie, and you are Miss Independent. Noem my sommer die hand die independent kottel, verstaan jy? Ons hoor sulke goed, reg? So as die man, dit was 'n grappie, wat my so goed is, maar as die man nie iets gou genoeg raans sin doen, kyk net jy my hulle yskas sien dra. Dan sal ek my yskas dra, maar dra sal ek hom dra, want dit moet nou gebeur. Verstaan? Daai liedjie wat sê, I can buy myself flowers. Have you ever? Oh my goodness. Maar dis wat ons jong meisies leer. Luister, niemand hoef vir jou vir blomme te koop nie. Niemand hoef vir jou te sorg nie. Jy kan vir jouself sorg. Vrouens, dis nie hoe die Here dit ingestel het nie. Ons het geen idee wat die woord helper beteken nie. So hoor gou hoe mooi is jy. In Hebreëus kan die woord Azar, A-Z-A-R, vertaal word na helper. Nou 21 keer kom daai Hebreëse woord voor in die Ou Testament. Guess what? 16 keer van daai 21 keer verwys dit na God homself. En nie hoe nie, God homself in militêre termes. Dit beteken wanneer God in moes kom om vir Israel te veg as hulle helper. Hoe mooi is dit? Vrou, hierdie helper is nie maar net, staan agter die kookpotte, of staan agter die wasbak, en ek is maar net die een wat die kinders groot maak. Dis hierdie absolute krag, hierdie militêre mag, as die God homself, na homself so verwys. En hy sê, vrou, dis wat jy is. Hy sê, Jesus sê, ek moet weggaan. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want ek stuur vir jou 'n helper.
Die Heilige Gees. Terug in die Ou Testament verwys God soveel keer na homself as hierdie helper. Dis nie enige helper nie, my sussie. Ons as vrouens is met 'n krag geskep wat 'n noodsaaklikheid is vir ons mans. Ons mans kan nie sonder hierdie krag funksioneer nie. Ons is die bondgenoot waar sonder hy oorlog op oorlog gaan verloor. Hoor mooi volgende. Die Here het baie duidelik gesê, dis nie goed vir Adam om alleen te wees nie. Hoekom? Want hy het geweet, Adam het hierdie krag nodig. Adam het hierdie helper nodig. Dit wat ek en jy lê, wat in ons lê, dra soveel graviteit. En ons weet dit. Weet jy hoe weet ek dit? Want hoeveel keer het ons al trane gebruik om te manipuleer? Byvoorbeeld. Kom nou, wees nou eerlik. As jy nie jou wil kry nie, dan ons ken hierdie krag in ons. Die vraag is net, so die vraag is nie, het jy hierdie krag nie? Jy sit en wonder, eers, het ek nou regtig hierdie krag? Nee, wacht, of moet ek dit glad nie vertel nie, maar my ma het al uit 'n parking ticket uitgekom. Toe sê sy vir my, ou nootjie, huil net, sê net vir die oom, ons is op pad ergens. Wat het jy nog my gesê? Iemand jaag ons van agteraf en ek moet huil, ek nou nog wat bang is. Toe sê sy, mevrou, okay, gaan maar, verstaan, want die arme man het nie geweet wat hy nou doen nie, verstaan, wat daai krag in ons. We know it. So die vraag is nie, of het ons krag nie. Dis 'n gegewe feit. Die vraag is, wat gaan jy met daai krag doen? Gaan jy jou man bou, of gaan jy hom afbreek? Want jy dra die krag om beide reg te kan kry. Dis die scary deel, vrouens. So hier's 3 opsies as dit kom by die huwelik. Dis die wyse vrou. Wat doen sy met haar krag? Sy bemoedig, sy bou op, sy plaas 'n braafheid in haar man se hart, waarmee hy kan gaan en die wêreld gaan face en oorlog kan voer. Sy doen dit deur haar woorde, sy doen dit deur haar optrede. 'n Dwaase vrou, sy gaan haar krag mors, want hier is ongelukkig die hartseer van dit. Sy besef nie wat sy met haar krag kan doen nie, want sy het nog nooit gehoor nie. Niemand het nog ooit vir haar gesê nie, sy het nog nooit die woord van God geken, om te sê, yes, ek het hierdie krag en ek kan dit baie goed gebruik. So dis nie dat sy noodwendig haar man probeer aftrek nie, sy weet net nie van beter nie, sy weet nie wat om met hierdie krag te doen nie. Maar dan die bose vrou, hierdie vrou gebruik haar krag om te manipuleer, haar man af te breek met dade, met woorde, baie subtiel. Sy sal ongesonde beheer probeer uitoefen. Sy sal probeer om die man se rol te vervul. Want sy besef, sy het die innerlike krag. My sissies, jy as helper dra 'n groot verantwoordelikheid om jou man te impakteer. Goed of sleg. Ons het die bekende lief hierdie storie, want dit vat dit vir my so saam, die krag wat in ons as vrouens lê, om ons mans op te bou of af te breek. Ek gaan vir jou gou lees in Engels, dit gaan oor Winston Churchill en sy vrou Clementine. One day, while out walking, Clementine strikes up a conversation with a street sweeper. Winston asks her about the chat, and she explains that man had been in love with her when they were younger. Winston jokingly comments, "See, if you'd married him, you'd be the wife of a street sweeper." Clementine's legendary response was, "No, Winston, if I had married him, he would become the Prime Minister." My sussie, jy kan bou of breek. Ek dink die manne sal hiervan kan getuig, maar die regte vrou of dan nou die verkeerde vrou kan selfs jou loopbaan maak of breek. En ek dink as ons mooi daaroor moet dink, gaan jy iemand ken so. Ons ken mense wat die man moes in bediening gewees het, hy het 'n geweldige salwing vir bediening, maar ongelukkig ondersteun sy vrou hom nie in dit nie. En hy stap nie in dit wat die Here oor hom roep nie. Bloot omdat sy hom nie ondersteun nie. So daar is nie iets fout met haar nie. Sy ken net hierdie krag wat sy het om haar man in haar roeping te laat funksioneer, om hom te laat loop en sy dit waarvoor hy geroep is.
Ek het hier geskryf, manne, jy kan hoe geroep, gesalf en talentvol wees in iets, maar as jou vrou jou nie gaan ondersteun met haar Godgegewe krag nie, kan sy jou downfall beteken. So jong manne, trou met die regte helper en nie met die verkeerde hindernis nie. Hoor mooi, trou met die regte helper en nie met die verkeerde hindernis nie. Ek hoor so baie dat vrouens moan oor hoe hulle mans val. Ugh, my man, die arme ou ding. Maar ek wonder of daai vrouens wat so moan al ooit daaraan gedink het dat sy bydra tot daai mislukking. Sy dra by met haar woorde en met haar dade tot wat hy is of dan nou nie is volgens haar nie, want sy verstaan nie haar rol as helper mooi nie. Die tweede een is die Christelike vrou is onderdanig. Nou kyk, as ek hierdie woord sê, dan begin alle vrouens so hare rys of hulle raak sensitief, want weer eens het die wêreld onderdanigheid iets gemaak wat dit nie is nie. En dis een van my gunsteling goed om oor te preek as ek 'n paartjie trou. Want as ons onderdanigheid verstaan, joh, dis powerful. Efesiërs 5 vers 22 tot 25 sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor gegee. Vrouens, hier word dit weer gestaaf. Dit wat aan Genesis 2 gestaan het, dat die man die hoof is, word weer in Efesiërs in die Nuwe Testament gesê die man is jou hoof. So julle is nie saam die hoof nie, because guess what, 2 koppe is 'n draak en geen kop is 'n lijk. So asseblief, daar kan net een hoof wees. Maar kom ek sê vir jou, wat is onderdanigheid nie? Okay? Want ons wil baie graag weet wat is onderdanigheid, maar dit is belangrik om vir jou te sê, wat is onderdanigheid nie? Onderdanigheid is nie alle vrouens aan alle mans nie, want dan is dit die islamitiese geloof. Okay? En dan begin dit onderdrukking raak, vernedering raak, al daai slegte goed. Die woord sê, vrouens, wees aan julle eie mans onderdanig. Dis vir my so mooi, hoekom? Want die woord sê baie duidelik, die man moet sy lewe neerlê vir die vrou. So dit raak hierdie verskriklike mooi kringloop van die man wat sy lewe wil neerlê en juist daarom wil hy die beste vir sy vrou en dan is dit maklik om onderdanig te wees. Okay, want hy doen dit uit liefde. So dis nie vir jou om verdruk te word nie, dis nie vir jou om sleg gepraat te word nie, dis vir jou om veilig te wees onder sy hoofskap. So hier's die mooi ding wat ek baie duidelik wil sê, vrouens mag leiers wees. En ek weet nie een van julle het 'n probleem met dit nie, anders sou julle nie gewees het nie. Maar vrouens ken hulle plek as dit by die huisgesin kom. Dan is hulle steeds onder die hoofskap van hulle man. En Deborah is 'n baie mooi voorbeeld hier. Deborah was die leier van Israel, sy is opgeroep om hulle te help om te gaan oorlog voer. Maar die oomblik wat jy van haar lees in die woord, dan sê dit, in daardie tyd was Deborah die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. So die oomblik wat sy in haar werksomgewing is, of in haar roeping funksioneer, dan mag sy die leier wees, maar as sy by haar huis kom, die oomblik wat sy in haar huis instap, weet sy, nou is ek onder die hoofskap van my man. En dis slegs hy wat kan toelaat dat ek doen wat ek doen. En hier het ek al baie gesê, en ek sê dit onomwonde. As dit nie was, beskalk as hoof van my huis nie, kon ek nie gedoen het wat ek doen nie. So ek mag dalk die leier van iets wees, maar die oomblik wat ek by die huis is, en wat ek in die huwelik funksioneer, dan weet ek, hy is my hoof. Ek kan nie sonder hom beweeg nie. So dit is nie alle vrouens aan alle mans nie. Gaan jy vir jou dogter sê, hoor jy moet aan almal onderdanig wees? Nee. Want jy weet hoe mans dit kan misbruik. Maar gaan jy vir haar sê, my dogter, jy moet aan jou eie man onderdanig wees? Ja. Want jy weet, hy het haar lief. Of jy hoop, hy het haar lief. Nommer 2, onderdanigheid is nooit 'n onderdanigheid aan sonde of misbruik nie. Vrouens, ek wil julle met hierdie mooi hoor. Vrouens, wees in julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. So jou man is die hoof, maar oor hom is 'n hoof hoër in rang as hy. En dis God. So ons moet hierdie sê. Ek moet hierdie sê. Want slegte mans het hierdie vers al vir jare misbruik.
Ons respekteer dis die orde wat God gegee het, maar wanneer jou man iets van jou verwag, wat sonde is, of wat misbruik is, liewe vrou, dan is God jou hoogste rangorde in die huwelik. Jy is nooit geroep om onderdanig te wees aan jou man in sonde of in misbruik nie. So kom ons sê, jou man kom na jou toe en verwag dat daar iets moet gebeur buite God se wil. Of daar's misbruik. Baie vrouens vra my, Jan, wat doen ek dan? My sussie, die woord's baie duidelik. Dan is jy, soos aan jou man, eers onderdanig aan die Here, want hy's die hoogste orde. So jy gaan vir hom antwoord, in baie liefde, jy's my hoof, maar God is my Here. En as ek ongehoorsaam aan jou moet wees, om gehoorsaam aan God te wees, dan gaan ek eerder kies om aan God gehoorsaam te wees. Ek het net 'n bietjie hierdie seentjie van ons inbring. Ek kan sien die mense dwaal, hulle oor dwaal, die kinders. Asseblief my man. Ekskuus julle. Gelukkig doen ons family. Maar ek kan sien die kinders is 'n bietjie steurend. So dis vir my baie belangrik. Baie belangrik. Dat dames, jy moet weet, as jy in 'n plek is waar jou man iets van jou verwag wat nie in God se wil is, sonde, direkte sonde, of direkte misbruik, dan is God jou hoogste orde. Onderdanigheid is ook in die manne ongelukkig geen stem, geen keuse nie. So dit beteken nie dat jou vrou nie 'n opinie mag hê nie, dit beteken nie dat sy 'n bydrae mag lewer en soms moet lewer nie. Want ons het nou net gehoor die vrou is die helper. So dit beteken nie dat die vrou nie 'n IQ gekry het en jy moet altyd vir haar dink nie. Hoor hoe mooi is jy. Jesus is in Getsemane. Hy deel met die Vader sy gedagtes, sy gevoelens. Hy sweet bloed. Hy sê vir die Vader, ek kan hierdie doen nie. So hy deel sy hart, sy gevoelens. En hy sê die volgende, nogtans, nie my wil nie, Here, maar U wil. En my sissies, dis wat ek en jy doen. So ek en jy moet besef, dat daar is 'n plek waar ek en jy ons stem mag deel, ons gevoelens mag deel, ons hart moet deel, ons moet dit doen, maar dan steeds te sê, jy is die hoof van my huis, wat ook al die keuses wat jy maak, daarbij sal ek inval. So dis nie jy het geen stem, jy het geen keuse, sit in die hoek, bly stil nie, dis glad nie dit nie. Dis net jy verstaan jou rol en jou man se rol. Jy mag jou hart gee. Daar was al baie kere wat ek verskil aan my hart gedeel het. Vir hom gesê het oor. Dan die vierde een, onderdanigheid is nie voorwaardelik nie. Hierdie is 'n moeilike een. Hoor mooi. Onderdanigheid is nie voorwaardelik nie. Eers as my man in lyn kom, sal ek onderdanig wees. Eers as my man begin luister vir die Here, sal ek onderdanig wees. Nêrens sê dit die woord dit net. Ek en jy kan nie kies wanneer ons onderdanig wil wees. Dis 'n opdrag wat die Here gee. Baie keer hoor ek vrouens sê, "Yes, ek wens my man was soos jou man, maar dan sal ek ook onderdanig kon wees." Nee, daai is 'n leuen. So hier's wat dit wel is. 'n Vrou wat aan haar man onderdanig is, eer die man se rol as die hoof, en sy neem die posisie en die gesindheid in, om te sê, ek erken jou as my hoof, ek ondersteun jou in jou leierskap, ek volg dit wat jy sê, nie net in haar woorde nie, maar in haar aksies ook. En baie keer wil ek vir jou sê, doen ons dit vir ons kinders. Ons gaan direk voor ons kinders teen ons mans. Daai is nie onderdanigheid. So my sussie, nie net wanneer dit jou pas, maar in alle omstandighede. En ek weet nie of julle al My Big Fat Greek Wedding gekyk het nie. Maar ons 'n lyntjie wat een van die vrouens sê, the husband is the head, but the wife is the neck. She can turn him any way she wants. Ek het dit laas week ook vir julle gesê. En dit is dalk snaaks, maar dit is demonies. Want as ons dieper wil gaan, is dit verwysend na 'n Jezebel, 'n Isebel. So hy is dalk die hoof, maar ek gaan bepaal wat gebeur deur net die nek gaan die kop draai. My sussie, ons het 'n hoër roeping. Ons is die kroon van die man. Hoe mooi is dit, Spreuke 12 vers 4, wat sê, 'n deegsame vrou is die kroon van haar man. Maar een wat skande maak is soos verrotting, kanker in sy gebeente. So ek en jy het hierdie voorreg om daar waar ons gaan te wys ons mans is konings.
Want ons is die kroon. Hoe praat ons van hom? Wat wys ons vir ander mense van hom? Is hy die kroon of is ek die kanker in sy bene? En dan nommer 3, 'n Christelike vrou respekteer haar man. Efesiërs 5:3, en daar sê dit geld egter ook vir julle. Elkeen van julle moet sy eie vrou lief hê, soos hy homself lief het, en die vrou moet haar man respekteer. Nou vra jy, ja nie, dis moeilik. Respek is so 'n wye woord, so 'n wye term. Wat beteken respek? Dis eenvoudig, 2 goed. Nommer 1, wat se plek gee jy vir hom in jou lewe? Vrouens en hierdie is 'n groot een. Want die woord sê, julle 2 sal een wees. Jy's nie een met jou ouers nie. Jy's nie een met jou vriendinne nie. Jy's, hoor mooi hierdie een, en ek praat bitter hard met myself nie. Jy's nie een met jou kinders nie. Die kinders gaan eendag uit die huis uit. Jy kan nie jou kinders die plek gee wat jou man in die huis moet hê. Die huwelik het met jou en jou man begin en moet by julle eindig. Niemand kan daardie plek of die rol inneem nie. En dis hoekom so baie egskeidings gebeur na soveel jare saam, want iemand anders neem die rol van die man in jou lewe. Of dit nou vriendinne is, en of dit nou die kinders is, wat ook al dit is, maar wat is die plek wat jou man in jou lewe het? Want daardeur wys jy vir hom respek. En dan nommer 2 is woorde. En hierdie gaan ek regtig nie sarkasties sê nie. Maar ons 'n ingeboude inklinasie in 'n man om te glo dat sy vrou reg is. Die Here het dit so gemaak. So dit wat die vrou oor haar man sê, gaan hy glo. So hoe meer jy vir hom sê, hy sleg, hoe meer gaan hy dit glo. Hoe meer jy vir hom sê, ek wens jy kon bypik, hoe minder gaan hy bypik, want hy glo dit wat jy oor hom sê. Excuse? What you say is what you get. So ek sê die regtig nie sarkasties nie. Maar dit wat ek en jy oor ons man spreek, dit glo hy. Dit dra krag in sy hart. Hy mag ook vir jou sê, ag man, maar dit dra krag in sy hart. Hy luister. Wat spreek jy oor hom? Wanneer jy alleen is, wanneer jy voor mense is. Sê jy, ag, my man moet maar sy plek en die kinders kom nou eerste. Sê jy, nee, my man is eerste. My kinders moet inval. Sissies, ek wil regtig 'n beroep op jou doen. Ons kinders kan nie die plek van ons mans se rol in ons lewens vervul nie. En ek is baie skuldig hierop. Want ek self het klein kindertjies. Ek weet wat dit vat om 24/7 na hierdie lyfie om te sien. Maar steeds kan ek nie toelaat dat hulle die rol van my man in my lewe inneem nie. It's him first, then everything and everyone else. Sure. Vrouens, ek wil regtig vanoggend vir jou sê, wat is dit wat ons oor ons man spreek? Wat is dit wat ons oor hulle bid? Besef ons hierdie krag wat ons het? Of het ons op 'n plek gekom waar die vyand ons krag laat gebruik om te wys hoe oulik ons is en onafhanklik ons is en dat geen man niks vir ons hoef te doen nie. Ek het laasweek gesê en ek gaan dit weer hierdie week sê. Ek liefde dat ek so afhanklik van my man is, want dis hoe God het geskep het. There's a unity that can't function without one or the other. Dit kan nie. Maar ek en jy het nie die krag om hom te beheer nie, maar ek en jy die krag om hom te impakteer. Hoor mooi, daar's 'n fyn lyn. Moenie toelaat dat die Sebelgees intrek en jy word die nek in plaas van die kroon. En vanoggend wil ek hê jy moet ondersoek in jou hart instel en sê, Here, want baie keer het dit uit 'n plek van onkunde gekom, of uit 'n plek van I need to survive, of ek moet fight vir myself, anders gaan niemand anders vir my fight nie. Maar ek wil hê jy moet vanoggend op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek wil terugkom by die plek waar ek die rol vervul wat U vir my gegee het. Nie die rol vervul wat die wêreld sê ek moet vervul nie. Want te veel huwelike val uit mekaar uit, omdat ons nie ons rolle verstaan. So my sissies, ek wil hê jy moet regtig selfondersoek doen en sê, Here, is daar 'n plek waar ek nie respek gehad het nie, deur iets of iemand in my man se rol te plaas?
Is daar 'n plek waar ek nie onderdanig was nie, wat ek gesê het, ek sal eers onderdanig wees wanneer hy in lyn kom. Ek sal hom eers eer en respekteer en oor hom praat en my mag en krag goed gebruik wanneer hy in lyn kom. Of weet ek nou, waar ons nou is, die vermoë om te kan impakteer ver bo wat jy verstaan, of dink, of besef. Ek wou regtig hê, my dink aan daai Clementine wat gesê het, as ek met hom getrou het, was hy prime minister. Wat spreek jy oor jou man? Wat sien jy in hom? Wat hoor jy by die Here oor hom? So ek wil hê ons moet net nou 'n oomblik vat. En regtig net toelaat dat die Here ons harte ondersoek. So vrouens, ek wil hê jy moet staan vanoggend. En al is jy nog 'n jong vrou, wil ek hê jy moet ook staan, al is jy nog nie getroud nie. Jy kan maar staan. En nou wil ek hê jy moet vir jouself die vraag vra, plaas ek die kroon op my man se kop? Of is ek die kanker in sy lewe? En vrouens, ek beleef net iets van julle wat deur egskeidings is en wat nou regtig jouself oordeel. Ek wil jy met daai ook vanoggend afgooi. En sê, Here, ek het nie van beter geweet nie, vergewe my. Om ook vergifnis te vra vanoggend en te sê, Here, ek spreek myself vry vir jou. Maar ek wil vir jou vra, gaan jy dit wat in jou geplaas is, hierdie helper, hierdie militêre krag, hierdie militêre mag, om te sê, my man, ons gaan oorlog toe. Jy is die hoof, jy gaan voorstap. Maar ek gaan jou help, ek gaan jou bekragtig, ek gaan jou bemagtig, ek gaan dit oor jou spreek. So met alle oë toe, wil ek nou vir ons bid, en manne, dit wat ons laasweek ook gedoen het, as jy jou vrou ondersteun, wil ek jy moet sommer net jou hand op ons sit. Net sê, my vrou, ek is hier vir jou. Ek wil vir jou vra, vrouens, bemoedig ons, dra ons bemoediging in ons monde, of dra ons afbreking in ons monde. Wat is dit wat jy gebruik, want ek wil jy moet dit gewys gebruik. Gaan jy 'n wyse vrou wees, of gaan jy 'n bose vrou wees? Here, ek kom vanoggend na U toe, en ek bring hierdie kosbare vrouens na U toe. Here, ons kan nie sonder U leiding vrou wees nie. Maar jy het ons so spesifiek geskep, dat ons baie keer nie weet wat om met hierdie krag te doen nie. Maar dan kan U volgens so duidelik om wys het, dit kan maak of breek. Here, ek kom doen 'n oproep, ek wil in die gees roep ek vrouens, om op te staan, om oor hulle mans te begin spreek, dit wat hulle dalk nog nie sien. Here, sodat ons as 'n eenheid hierdie oorlog kan wen, because we're surely in a war. Here, en dis tyd dat gesinne opstaan, en daarom kom roep ek vrouens tot aandag, Here, om te besef dat dit wat hulle in die huwelik bring, is sterker as wat hulle besef. Vader, ek bid dat daar 'n onderdanigheid in ons sal wees, Here. Nie om maar net te aanvaar ons is vloerlappe nie, maar om te sê, onder jou is ek veilig. Onder hierdie sambreel van jou hoofskap is ek veilig, en hier sal ek jou sterk maak. Vader, ek bid dat ons weer eens respek vir ons manne sal hê, dat hulle die regmatige plekke in ons lewens sal inneem, dat niks anders daai plekke sal inneem nie. Here, ek besef ons moet vanoggend kom bely. Ek self, Here, kom bely dat my kinders soms die plek ingeneem het wat my man moet inneem. Here, vergewe ons. Vergewe ons, Vader. Ons kom vanoggend en ons roep weer orde in ons huwelik in. Orde in ons lewens in. Ons kom spreek weer lewe oor ons mans. Ons kom profeteer, Here, dat hulle sal word en wees dit wat U oor hulle geroep het. Dankie, Here. Dankie vir hoe kosbaar U ons as vrouens gemaak het. Ek kom bring vanoggend elke geskeide vrou voor U, Vader. Ek bring elke jong vrou voor U. Vrouens wat ook besig was om droog te maak sonder dat hulle weet. Ek kom verklaar oor hulle, Here, dat U genade genoeg is. They could not do better because they did not know better. Here, maar vanoggend vat ons dit wat ons uit U woord uit geleer het. En ons sê, Here, dankie vir U genade. En dankie dat ons van hier af beter kan doen. Ons kom gooi die las
van skaamte, van aanklag, gooi ons af, Here, want dit wat in die verlede gebeur het, is in die verlede, maar ons strek ons uit na dit wat voor lê, en ons sê, vyand, jy sal nie verder gesinne uit mekaar uitskeer nie, in die naam van Jesus. Dankie, Here, dat ek elke sussie kan seën. Dankie vir die kosbare roeping oor haar lewe. Here, ek bid dat sy die beste helper moontlik vir haar man sal wees. Ek eer U in die naam van Jesus. Amen. En amen. Dankie my sissies, julle kan gerus sit. Ek bid regtig dat hierdie woord vrug sal dra in jou lewe en dat jy dit sal gaan deel met ander vrouens, met jong vrouens. En manne, onthou nou, hierdie preek was nou nie sodat jy huis toe kan gaan en gaan sê, luister hier, vrou lief, jy het nou vandag mooi gehoor. Jy het nou mooi geluister of moes ek notas gemaak het wat ek vir jou kan wys. Kom ons ondersteun mekaar in hierdie rolle. Want is nie maklik nie. En veral nie wanneer ons daagliks aangeval word deur die vyand. So is nie 'n walk in the park en jy probeer alles reg doen nie. Ons konstant aanslag om jou om dit verkeerd te doen. So staan vas. Ons is 'n gesin, 'n familie, ons is 'n fellowship. Vra as jy gebed nodig het, vra ons vir jou huwelik moet bid. Ons wil graag sien dat daar gesonde huwelike, gesonde gesinne is. Ek seën julle met dit. Kom eet lekker nou 'n broodjie saam met ons, 'n lekker worsbroodjie. Ons baie manne, julle mag. Ek het die vorige keer dat ek die fout gemaak gesê, manne, sit wat ek gesê, hier net een. Nou staan Marits net, maar net een ou broodjie daai dag toe hy na huis toe gaan, toe moes Rika nou 'n hele maaltyd gaan voorberei want Leon het gesê Marits mag net een broodjie. Maar dit so dag mag jy 5 eet. Okay. Kyk, jy mag ook maar 5 eet. Van hy eet 10, maar okay, kom ons begin by 5. Lief vir julle, seën vir julle, kom kuier saam met ons. Ons sien julle volgende week. Ek gaan aan met die reeks. Ons gesels oor kinders en ouerskap volgende week. So ek is baie opgewonde oor dit. Okay, lief vir julle, bless julle. Cheers, kyk.